Kom ons lees nou die woord van die Here. Ons gaan twee gedeeltes met mekaar saam lees. Die een is die belofte van die Heilige Gees. Dit kry ons in Johannes hoofstuk 16. Johannes hoofstuk 16. En daarna gaan ons iets van die toepassing, iets van die effek van die uitstorting van die Heilige Gees met mekaar saam lees. Dis ryke gedeeltes, hierdie mens kan klomp preke hieruit maak. Ek gaan vandag maar net so oppervlakkig hier en daar 'n paar hoofpunte vir u probeer uithaal, om dit vir u bevatlik en onthoubaar te maak. Jesus is hier aan die woord, dit is 'n lang, wat die mense in groot taal noem, monoloog, geleerde taal. Hy is aan die woord, hy praat, en Johannes maak daarvan gebruik. Hy laat Jesus self praat, hy stel hom aan die woord. So dit wat ons nou gaan lees, is woorde wat volgens Johannes se onthou letterlik deur Jesus gesê is, gepraat is, terwyl hy op aarde was. En dis nogal iets om te onthou. Hy sê dit in die konteks van hierdie gesprek wat hy het met sy disippels, om hulle voor te berei vir sy kruisiging en dood en weggaan. En hy sê vir hulle klomp goed, in Johannes 14 sê hy reeds vir hulle, moenie ontsteld wees, jy moenie skrik nie, moenie bang wees nie. Ek gaan om vir julle plek te berei. En dan kom ek terug en ek kom julle haal. Hy sê dit net nadat die laaste Pasga, die eerste nagmaal gevier is. Hy sê dit net nadat hy gesê het, Judas gaan my verraai, Petrus, jy gaan my verloon, Thomas, jy gaan oor my twyfel. Hy sê dit net nadat hy 'n handdoek om sy lyf gebind het en sy disippels se voete gewas het. As dienaar, as diensknegt, as God wat homself verneder tot aan die kruis. Dis die konteks waarin hy praat. En hy praat troostend. Hy praat bemoedigend. Hoofstuk 16, ons gaan so lees hier van vers 5 af, so die tweede deel van vers 5, eintlik vers 4, waar hy sê, hierdie ding het ek vir julle gesê, sodat julle, wanneer met julle tyd aanbreek, julle kan onthou wat ek vir julle gesê het. En miskien moet ons dit vanmôre weer hoor, sodat ons kan onthou dit wat Jesus gesê het. Dan die volgende perikoop, die werk van die Heilige Gees. Ek het hierdie dinge nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Maar nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en nie een van julle vra my, waarheen gaan u nie? Maar omdat ek hierdie dinge vir julle gesê het, is julle harte vol droefheid. Ek vertel julle egter die waarheid. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die parakleet, dis maar 'n groot woord vir trooster, in die ou vertalingsstandaarde, sal die trooster nie na julle kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Eintlik praat Jesus hier juridiese taal, hy praat hoftaal. Hy sê, die Heilige Gees, die parakleet, sal ons oortuig van sonde, omdat hulle nie in my glo nie. Hy sal ons oortuig van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie. Hy sal julle oortuig van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Eintlik sê Jesus hier, dit lyk asof ek gaan verloor, maar ek gaan eintlik wen, en julle gaan deel wees van my oorwinning. Vers 12, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend sal maak. Alles wat die Vader het, is ook myne. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy ook aan julle bekend maak. Hoor jy die ketting, ek gee, wat God my gee, die Vader my gee. Ek gee dit vir die Heilige Gees, en hy gaan dit vir julle gee. Nou kan jy blaai na die boek Romeine. Dis nou 'n hele klompie jare, waarskynlik so 25, 30 jaar, nadat Jesus dit gesê het en vertel het vir sy disippels, nou skryf Paulus aangrypend daaroor in die brief wat hy skryf aan die Romeine, Romeine 8 by vers 9. Romeine 8 vers 9. U kan sien die opskrif hier bo aan die hoofstuk, as jy die Bybels oop het, staan daar 'n lewe onder beheer van die Gees. In 'n sekere sin is dit ook die tema van ons Pinksterreeksie van nou vanaand af tot Woensdag aand.
Ons gaan verwys na hoofstuk 8 vers 1 af, maar kom ons lees van vers 9 af met mekaar saam. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees. As die Gees van God inderdaad in julle woon. As niemand die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood. Daarenteen op grond van die regverdiging is die Gees lewe. Die verskil tussen lewe en dood. Dood en lewe. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, het ons 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige aard nie, om daarvolgens te leef nie, want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf. Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Nou vers 14, belangrik. Skus tog, Paulus skryf maar taamlik deur mekaar, onthou, hy het nie self geskryf nie. As Paulus net self die pen wou gevat het, sou hy dalk nie so deur mekaar geskryf het nie, maar hy dikteer. In my kop sien ek hom, hulle sê hy was 'n kort blesmannetjie met 'n groot neus. Dis al beskrywing wat ons van hom het. 'n Lewendige geaardheid, hoogs intelligent, briljant. En ek sien hom in my kop met sy hande so agter sy rug terwyl hy dink en op en af en heen en weer stap. En arme Lukas of die ou wat hom moet skryf, hy sit daar nie in ook met 'n pen, 'n bietjie 'n primitiewe pen en 'n stuk papier vir hom en hy probeer sy bes om te skryf wat Paulus sê. Ek dink hy wil sê, "Wow, Paulus, stadig, laat ek eers bykom weer." En dan val hy homself in die rede, want hy's besig met 'n sekere gedagtegang. En hier is nou 'n tipiese voorbeeld waar hy homself eintlik in die rede val en dit maak soms moeilik om te volg. Daarom is dit belangrik dat 'n mens die kern altyd probeer uithaal. En een van die kernverse in hierdie hele gedeelte wat hy skryf is hierdie woorde van vers 14. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is en deur hom roep ons Abba, Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. En nou weer vers 17. Maar as ons kinders is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ook saam met hom verheerlik kan word. Kinders, erfgename, mede-erfgename. Kernwoorde aan die einde van hierdie perikoop. Dankie dat jy saam gelees het en saam geluister het en dankie dat jy dit weer en weer gaan lees om hierdie ryk gedeeltes dan ook te ontgin. Pinksterfees kom uit die Ou Testament uit. Die belangrikste fees, waarskynlik die mees bekende fees, was Pasga. Terwyl van ons jonger mense en kinders, Pasga is daardie fees wat gevier is net of ingestel is net voor Israel bevry is uit Egipte. Pesach, die woord waarvan die Hebreëse woord beteken letterlik om verby te gaan, om te laat los. En jy sal onthou, as jy die Ou Testament nou in herinnering roep, dat die Israeliete moes 'n lammetjie haastig slag, vinnig brode bak, waarvoor dan eers tyd was dat die suurdeeg moet werk, nie ongesuurde brode. En van die bloed van die lam, die paaslam, moes elke Israeliese gesin aan die deure, die kosyne van hulle voordeur smeer. En daardie nag het daar 'n weerklaag opgeklink in Egipte. Want daardie nag is die eerstgebore, die oudste manlike kind in elke huis in Egipte, waar daar nie bloed aan die kosyn was nie, het daardie nag gesterf. 10.000 jong en ouer Egiptenare. Want in baie huise was die pa die eerstgebore in sy huis. En in sy huis was dalk 'n kind wat weer sy eerstgebore was. So dis 'n massa slagting van jong en ouer mense wat daardie nag plaasgevind het. Maar die fees van die groot verbygaan, dat die doodsengel die dood daardie nag nie in die huise gekom het waar daar bloed aan die deur was nie. En daardie gebeurtenis het so indruk gemaak op die volk Israel, het so indruk gemaak op die wêreldgeskiedenis, dat dit die kern was van amper die totale Ou Testamentiese boodskap. God wat verlos, regtig
wesentlik, prakties mense vrymaak, omdat hy hulle liefhet, omdat hy hulle kies, omdat hy homself verbind aan sy mense en sy kinders. Pesach, Pascha. En toe die geskiedenis ontwikkel, het daar 'n tweede fees wat verbind was aan Pascha letterlik ontstaan, wat eintlik later 'n landboukundige kulturele fees geword het, met diep godsdienstige inhoud. 7 weke en 1 dag na die Pascha, 50 dae. Dis waar die woord Pinkster beteken lekkerste, Pinkster beteken in Latyn 50. 50 dae na hierdie Pascha-fees, dan kom julle weer by mekaar. En dat die Jode en die Israel in die tyd toe hulle nog geleef het en in hulle land was, het hulle tempel toe gegaan. Dit was 'n pelgrimstog. Later van jare het hulle na die sinagoge of hulle plaaslike aanbiddingsplek gegaan, en dan het hulle Pinkster gevier, die fees van die weke, is dit genoem in die Joodse kultuur. Dan is God se gawes, die vrug van God se werk, in die natuur, en in ons harte, en in ons kerk en in die wêreld, is gevier. Die effek daarvan, want dit is ook 'n oesfees. Dan sê ons dankie, dat ons kan eet, kan leef, dat ons kon oes, dat U vir ons sorg, vir die veiligheid, vir die verlossing, en dat ons die volk mag wees. En so het Pinksterfees ontstaan, as een van die baie belangrike feeste in die Israel en Joodse kultuur. En toe kom Christus, en die fees van die verbygaan kry nuwe inhoud, want die ware paaslam kom sterf. Hy gee sy bloed. En elkeen wat die bloed van die Here Jesus oor hom het, by hom gaan die doodsengel verby. En die Here Jesus sê, maar dan gaan ook die fees van die weke vul met 'n nuwe inhoud. Dat die vrug van my werk, die vrug van God se volledige volmaakte verlossing, by elke mens sal tuiskom. En ek stuur die derde persoon van die Heilige Gees, van die goddelike drie-eenheid, die Heilige Gees, kom om my werk prakties om toepas. Wat is die Heilige Gees? Nee, wie is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is God. God drie-enig. Ons bely saam met die belydenis van Nicea, wat ons ook in hierdie week gaan gebruik, dat in die Heilige Gees, ons glo in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Dis moeilik om ons iets in te stel of in ons gedagtes 'n prent te vorm van iets wat onsigbaar is. Want die Heilige Gees is anders as Jesus Christus, nie met 'n menslike liggaam of 'n aardse liggaam of 'n fisiese teenwoordigheid herkenbaar nie. Die Heilige Gees is juis Gees. Maar die Heilige Gees is nie net die krag en die mag van God nie. Daar is mense wat so glo. Sê die Heilige Gees is nie 'n persoon nie. Die Heilige Gees is net die krag en die mag van God. Dis die effek van God se werk. Dis eintlik maar wanneer God werk, dan sê ons dis die Heilige Gees wat werk. Nee. As ons die Bybel lees, dan is die Heilige Gees 'n persoon. Daar word gepraat van iemand met sy eie wil en besluit. Dis die derde persoon van die drie-enige Godheid. God die Heilige Gees is nie ook nie 'n ander God nie. Dis nie nog 'n God nie, maar is dieselfde God, van dieselfde wese as die Vader en die Seun. Moeilik bedingbaar in menslike terme. Die Heilige Gees kom doen ook nie ander werk nie. Kom doen niets nie. U het gehoor die Here Jesus het gesê, as hy kom, sal hy sê wat ek vir hom sê moet sê. Sal hy kom doen wat ek gedoen het, kom toepas. Hy gaan dit vir hulle gee. Hy gaan vir hulle voorspraak wees. Hy gaan vir hulle tot hulp wees. Die Heilige Gees het 'n heel besondere verbintenis met ons as mense. Weet nie of u al by 'n sterfbed was nie. Dit is nogal heilige oomblikke om by te staan wanneer iemand werklik sterf en ons in algemene taal sê die laaste asem uitblaas. Want elke keer wanneer dit gebeur, dan word ons herinner aan die skepingsoomblik. Toe God
van 'n stuk dooie modder 'n lewende mens gemaak het. Wat ons lees, hy het sy asem in die mens ingeblaas. En toe die mens lewend geword. En by die sterfbed, wanneer iemand doodgaan, dan blaas hy letterlik die asem uit. Dan verlaat iets daardie menslike liggaam, wat vir hom vir baie jare, soms 80, 90 jaar lang lewend gehou het. Die vermoë gegee het om 'n hartklop te hê, om gedagtes te hê, om lief te hê, om talente te ontwikkel en te ontgin, om te groei, om na siekte te herstel. Vir 'n klomp jare het daardie asem bygedra daartoe dat die mens nie 'n stuk dooie modder is nie, maar 'n lewende, pulsende, energieke wese. En daarom is die Heilige Gees nie my asem nie. Maar as die Heilige Gees byna, en ek sê dit maar as beeldspraak sodat ons iets daarvan kan begryp, is die Heilige Gees in en by my, soos wat my asem in en by my is. Ek kan nie daar sonder nie. Ek kan nie lewe daar sonder nie. Sonder die Heilige Gees is ek dood. Die Heilige Gees is die verskil. Soos wat dit fisies my asem die verskil is tussen lewe en dood, is die Heilige Gees vir my. Hoe pas God dan in mekaar? Ons weet nie regtig nie. God leef op 'n totaal ander manier. Die Heilige Gees werk op 'n ander manier, bo natuurlik, bo ons vermoë, bo ons denke, bo ons begripstaal en enige manier hoe ons kan praat. Ons kan maar net hoor wat die Bybel sê. Ons kan maar net glo, nie verstaan nie. Glo wat iets anders is as akademiese begrip en verstaan. Daar is 'n beeld wat ek al van gelees het, wat iemand gebruik om te verduidelik hoe pas die Heilige Gees. Hy gebruik die beeld van 'n boom. As ons na 'n boom kyk, dan sien ons dikwels net een ding. Maar 'n boom is baie meer as een ding. En die beeld sê, die boom het wortels. Onder die grond. Waarskynliker belangriker as dit wat ons sien bo aan die grond, is daar 'n wortelstelsel. Dis die krag. Dis die anker. Dis eintlik die wese waaruit daardie bome staan, en niks kan bo die grond ontwikkel en bestaan sonder die wortels nie. Hy sê iets daarvan is in God die Vader. Dis die anker, die bron, die begin van die sigbaarheid daarvan. Dan kan ons sê Jesus is die boom en die takke wat ons sien, die blare, die sigbaarheid. Hy het lyf gekry. Letterlik kan 'n mens spykers in die boom slaan soos hulle spykers in Jesus ingeslaan het. Dis die sigbare beeld. Hy was op aarde, hy was sigbaar. Daar kon aan hom gevat word. En waar is die Heilige Gees dan? Die Heilige Gees die lewe in die boom. Die water, die sap, die sonlig, die energie. Ons kan dit nie sien nie. Wat ons sien is die vrug. En ons kan dit pluk. Ons kan in die skade weer instap. Ons kan die effek van die boom voel en ervaar. Maar ons sien nie die Heilige Gees wat werk nie, maar as jy die sap en die lewegewende inhoud binne in die takke, binne in die ragfyn aardjies van die boom wegvat, dan is hy dood. Dan bestaan hy nie meer nie. So vir 'n boom om te bestaan en te lewe en vrug te dra, moet hy wortels hê, stam, takke, blare en pulsende lewe daar binne, sap en so voort. Dit is 'n beperkte beeld, sê nie alles nie, baie beperkings, mense kan baie kritiek daarteenoor invoer. Maar dit sê vir 'n mens dat een ding ook meer as een ding kan wees. Dat 'n baie goed meer as een ding ook een ding kan wees. Ook andersom. So ons moet oppas dat ons nie God met ons verstand wil beperk nie. Ons glo in God drie-enig. Hy's Vader. Hy's Seun. En hy is Heilige Gees. En al drie hoort tot dieselfde wese en is God drie-enig. Wat doen God, die Heilige Gees? God, die Heilige Gees, maak van ons sy kinders. God, die Heilige Gees, lei ons om die regte lewe te lei. God, die Heilige Gees,
maak van ons, dat ons hoop kry, dat ons bruikbare instrumente in sy hand kan word. Ons mag en kan staat maak op sy krag. Ons kan bou in die gemeenskap, die manier waarop die Heilige Gees ons saamtrek, en ons kan leef as getuies. Ek wil afsluit met 'n verhaaltjie wat ek raak lees. Jou sê kom by 'n vlooimark. En daar sit 'n ou man daar so met verslete klere by 'n lendelamtafeltjie en 'n lendelamstoeltjie. En hy lyk nie lekker nie, hy lyk maar arm en gedaan en op. En hy vra vir hom, "Wat doen jy hier, meneer?" Hy sê, "Ek verkoop 'n boek, maar niemand wil my boek koop nie." Hy sê, "Maar gee dit ek sien." En hy kyk die boek se naam is Hoe om ryk te word. Hoe om ryk te word. Hy sê, hy kyk na die man en hy wil byna uitbars van die lag. Want as dit is hoe 'n man lyk wat vir my wil sê hoe ek moet ryk word, dan het ek nie veel erg aan sy boek nie. Ons sit by die sieraad, die juweel van die werk van die Heilige Gees in ons hand. 'n boek. 'n boek wat sê hoe om 'n erfgenaam, skatryk erfgenaam, bevoorregte kind van die lewende God te wees en te word. Maar ons sit dikwels op 'n flenterstoel met flenterklere by 'n lendelamtafel en ons word uitgelag deur 'n wêreld. Die Heilige Gees wil dit alles kom verander. Die Heilige Gees wil van ons God se kinders maak, sy erfgename. Kom vanaand en die res van die week en kom dink saam met my na. Kom gee bydrae. Ek wil graag hoor, hoe dink u? Wat is u probleme? Wat is u wonder en u insigte? Hoe ons beter kinders van die Here kan word. Dat ons beter instrumente in die hand van God se Gees kan word. Want God se Gees is gegee. Pinkster het aangebreek, ons vier die fees daarvan vandag. Ons kan en mag niks anders wees as geesvervulde, jubelende, getuigende kinders van die lewende God nie. Ons het God die Gees in en by ons, so seker soos die asemteug wat ons nou in en uit asemhaal. Mag die Here vir ons help om sy kinders te wees. Want dis Pinkster. Amen. Terwyl jy net so bly sit, kom ons bely ons geloof met 'n lied. My broer en suster, mag elke asemteug wat u die voorreg het om te doen, u daaraan herinner dat God by en in u is. So seker soos u asem, so seker is God by u. Hy doen dit deur sy Heilige Gees, elke oomblik, elke dag, tot in ewigheid. Ontvang daarom die seën van die Here, waarin hy juist dit vir u wil sê, en dit wil bevestig. Die genade, die beskerming, die gawes van God ons Vader, is by u. Die verlossing, die vryheid, die vrede wat Jesus Christus verdien het, is by u. Die teenwoordigheid, die troos, die wysheid van God die Heilige Gees, is by u. Want God drie-enig seën u. U is sy kind. U behoort aan hom.